Hoofstuk 6, trigonometriese funksies, oefening 3. Welkom by vandag se les. Ons gaan spesifiek vandag kyk na die invloed van die verandering van ons periode. Voor ons daarby kom ons kyk weer hoe lyk 'n voorbeeld in die praktyk. Ons gaan spesifiek kyk na 'n waterdruppel, 'n kraan wat half drip, 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 of as jy selfs dink as jy by die see of by 'n dam of by 'n rivier 'n klippie gooi dat hy mos oor die water hop. Nou vir elke hop maak hy mos 'n rippeling daar waar die klippie die water raak, of as jy dink aan 'n druppel wat val, elke keer wat hy drip, maak hy so 'n rippeling effek. Grafies met 'n rekenaar kan ons dit op hierdie manier voorstel. Moet jy asseblief nie bekommerd nie. Ons gaan nie so ingewikkelde tipe sketse nou teken nie. Jy sal dit eendag op universiteit bietjie verder kan verken. As ons na 'n gedeelte, na 'n snit van hierdie skets kyk, dan gaan ons sien, dit gee vir ons 'n sin of 'n kosgrafiek voor. So, kom ons kyk hier spesifiek na 'n kosfunksie. Nou, kosfunksie, grafies voorgestel vir die eerste paar positiewe grade, soos wat jy hier sien, kan mos in kwadrante verdeel word as jy terugdink aan jou kaasdiagram. 0 tot 90 is die eerste kwadrant, 90 tot 180 die tweede, 180 tot 270 die derde, en 270 tot 360 die vierde kwadrant. Met behulp van die kaasdiagram vind ons dat in die eerste kwadrant is 'n kosfunksie positief, in die tweede en die derde kwadrant gaan hy negatief wees, en in die vierde kwadrant gaan dit weer positief wees. As ons terugdink aan ons graad 10 werk, en in die vorige oefening het ons ook spesifiek hieroor gepraat, het ons 3 standaard trigonometriese verhoudings wat grafies voorgestel word. Hierdie 3 grafieke staan ook bekend as ons moederfunksies of ons oorspronklike funksies. Kan jy hierdie 3 grafieke in jou gedagtes sien sonder dat ek dit vir jou eers op 'n skerm hoef te wys? Jy moet baie seker maak, jy ken jou standaard grafieke baie goed. Jy moet byvoorbeeld weet, 'n singrafiek begin by 0,0, terwyl 'n kosgrafiek begin by die punt 0,1. 'n tangrafiek begin ook by die punt 0,0 en het baie spesifiek asymptote. 'n Paar definisies wat jy ook net weer moet jouself aan herinner, die periode, gemeet in grade, dit is die lengte van 'n interval waarin presies 1 siklus van 'n grafiek voltooi word, en ons gaan juis vandag aan die periode bietjie verander. Die definisieversameling is die versameling van al jou x-waardes, terwyl jou waardeversameling die versameling van al jou y-waardes is. Die amplitude is die uitwyking of die verplasing vanaf die x-as, en ons vind dit deur die helfte van jou maksimum y-waarde minus jou minimum y-waarde. Onthou, 'n tangrafiek het nie 'n maksimum of 'n minimum nie, en gevolglik stel die A daarvoor hoe styl jou grafiek gaan wees. Indien die A-waarde negatief is, dan reflekteer die grafiek in die x-as. Die vertikale verskywing, die letter Q, verskuif na bo as Q groter is as 0, met ander woorde positief, of verskuif na onder as Q kleiner is as 0, met ander woorde negatief. Die horisontale verskywing, die klein letter P in jou vergelyking, verskuif na links as P groter is as 0, met ander woorde positief, en regs as P kleiner is as 0, met ander woorde negatief. Hierdie P word natuurlik ook altyd in grade geskryf in jou vergelyking. Vandag gaan ons spesifiek kyk na die verandering in periode. Vergelykings weer eens so klein bietjie gaan verander na ons finale vergelyking soos wat ons dit gaan gebruik. Die B-waarde het nou bygekom, soos jy kan sien op die skerm. Nou wat weet ons van die B-waarde? Die B, nou jy moet mooi kyk, party handboeke maak gebruik van die letter K, maar die B, as hy groter is as 1, 'n waarde groter as 1, dan kry ons 'n inkrimping. Met ander woorde, jou periode van jou grafiek gaan kleiner word. Ons kry 'n uitsetting as B tussen 0 en 1 is, met ander woorde as B 'n breukgedeelte is. Onthou, die periode van 'n funksie word in grade gemeet en ons gebruik die hoofletter P.
Nou, die periode bereken ons deur die standaardperiode gedeel deur B. Nou, die standaardperiode van jou sin en jou kosgrafiek is 360 grade, terwyl die tangrafiek sin 180 grade is. Sê nou maar byvoorbeeld, ons het 'n sinfunksie, en ons sien dat die B 2 is. Dan beteken dit dat jou periode van jou grafiek gaan nou wees jou standaardperiode, 360, gedeel deur 2, wat vir jou 180 gee. Met ander woorde, die periode van 'n funksie van sin 2x gaan 'n periode van 180 hê. Indien B, sê nou maar, 'n half was, dan gaan jou sinfunksie se nuwe periode 360 gedeel deur 'n half wees, wat vir jou 720 grade gaan gee. Kom ons kyk na 'n grafiese voorstelling. As A groter word, dan rek die amplitude uit, negatief dan reflekteer hy, en ons kan ook die amplitude uittrek. Kie, skuif die hele grafiek na bo as hy positiewe waarde is, en na onder as dit 'n negatiewe waarde is. Vir die P-waarde kry ons die horisontale verskuiwing. Hoe groter positief, skuif hy na links en negatief na regs. As ons nou na die B wil kyk, kom ons kyk, die standaardperiode is 360, met ander woorde, 'n hele patroon word geteken in 360 grade. As ons B nou verander na 2 toe, dan gaan daar basies 2 volle grafieke in 360 grade inpas, en 1 grafiek se periode gaan dan 180 wees. As ons dit verander na 'n half toe, dan gaan 'n halwe sinfunksie in 360 inpas, en 'n volle singrafiek gaan in 720 grade inpas. Vir die tangrafiek het ons ook gevind dat as A groter word, word die grafiek steiler, spesifiek by die punt 45, en hy reflekteer indien hy negatief is. Die Q-waarde skuif hom op as hy positiewe waarde is, en skuif na onder indien dit 'n negatiewe waarde is. P skuif na links vir 'n positiewe waarde, en na regs vir 'n negatiewe waarde. As ons nou na die B gaan kyk, onthou, 'n standaard dan vind plaas in 180 grade, wat hy sy volledige patroon voltooi. As ons B dan nou verander na 2 toe, dan beteken dit 2 volle tangrafieke gaan nou in die 180 inpas, en die periode van slegs 1 grafiek gaan dan 180 deel 2 wees, wat jou 90 gee. Verander dit na 'n half toe, dan gaan 'n halwe een in 180 grade inpas, en 'n volle tangrafiek gaan dan nou 360 grade wees. Weereens gaan jy in hierdie oefening 'n paar triegfunksies moet gaan skets. Nou, die wenke het nie verander nie, so kom ons hersien dit. Eerstens, bepaal die periode, hoofletter P. Onthou, die standaardperiode van sin en kosgrafieke is 360 en jou tangrafiek is 180. Om die periode te bereken, vat jy die standaardperiode gedeel deur wat ook al die B-waarde is. Onthou, partyhandboeke maak gebruik van die letter K. Volgende gaan jy die kritieke punte bepaal. Onthou, daar is 4 kritieke punte. So sê nou maar, ons het nou by nommer 1 uitgewerk dat die periode van jou grafiek was nou gewees 360 gedeel deur, kom ons sê B was 2. Met ander woorde, die periode van jou nuwe grafiek moet 180 wees. Wat gaan jou kritieke punte dan nou wees? Dit gaan dan nou wees 180 gedeel deur 4, wat beteken 45 grade. So tussen elke 45 grade moet daar dan nou iets spesifiek gebeur. Volgende vraag jy vir jouself af of is daar 'n amplitude of selfs dalk 'n refleksie wat plaasvind? Is daar 'n vertikale verskuiwing? Met ander woorde, is daar 'n op- of afbeweging?
En laastens is daar 'n horisontale verskuiwing na links of na regs. Gaan kyk gerus na voorbeelde 6 en 7 in jou handboek, om vir jou meer inligting te gee en te verduidelik oor hoe om hierdie sketse te teken. Oudergewoonte, gaan ons een van die huiswerksomme saam doen. Kom ons kyk spesifiek na oefening 3, nommer H. Die vergelyking wat vir ons gegee word is y is gelyk aan sin 2 in hakkies x minus 30 grade en vir die interval x elemente van minus 60 grade tot en met 240 grade. Kom ons begin. Eerste vraag, bepaal P, jou periode. Nou hier kan ons nou spesifiek sien dat my B-waarde is nou 2. So dit beteken dat ons standaardperiode van sin wat 360 grade is, gedeel moet word met 2, wat vir ons 180 gee. So die standaard sin grafiek, wat jy nou hierso, onthou hierdie blou is jy eintlik veronderstel net om in jou gedagtes te sien. Jy moet glad nie nou gaan skets nie. Hier is die standaardperiode. So dit beteken hierdie standaardperiode moet ons nou gaan verdeel met 2. So vir die kritieke punte vat ons dan nou die 180 grade en ons gaan deel dit met 4. So 180 deel 4 duif my aan dat daar by elke 45 grade iets moet gaan gebeur. So as ons vir onsself die volgende gaan doen, jy gaan sien die kruisies dui my kritieke punte aan en die groen stippellyn wat ek hier het is dan 'n sin 2x. Sien jy nou raak dat daar 'n hele singrafiek tussen 0 en 180 grade geteken kan word, die rooi stippellyn wat ek het. Nou hier is alles net nog 'n gids, iets wat jy in jou gedagtes moet sien om jou te help om by die finale tekening uit te kom. Volgende vraag het ons vra of is daar 'n amplitude of 'n refleksie, in hierdie geval nee. Is daar 'n vertikale verskuiwing, 'n Q-waarde? Ook nee. Is daar 'n horisontale verskuiwing? Ja, die grafiek, die funksie wys vir ons, hy moet minus 30 grade horisontaal verplaas. Nou onthou nou weer, die minus sê jy moet na die regterkant toe skuif. So jy gaan nou basies daai groen grafiek met 30 grade na regs skuif en die maklikste is om jou kritieke punte elkeen 30 grade na regs te skuif en daar het jy jou finale antwoord. Weereens, onthou, jy moet nie die kruisies vir my wys by jou finale antwoord nie, dis net 'n gids om jou te help om die kritieke punte aan te dui van waar daar elke keer iets spesifiek moet gebeur. Kom ons gesels deur nommer K van oefening 3. By hierdie funksie wat vir ons gegee word, kan ons sien dat die hakkie se formaat nie dieselfde formaat is as die ander somme se hakkies wat ons mee gewerk het nie. Dink terug aan die vorige oefening. Wat het ons daar gedoen om die hakkie te verander dat dit lyk soos my standaard tipe hakkies? Ek gee jou gou 'n oomblik om dit self te probeer. Onthou jy die proses van faktorisering? As ons hierdie hakkie faktoriseer deur 'n 3 as 'n GGD uithaal, lyk die hakkies nou vir my soos wat al my ander somme se voorbeelde gelyk het. So wat weet ons van hierdie funksie wat ons moet skets? Ons weet dit is 'n kosfunksie wat met 30 grade na regs moet skuif, terwyl die periode sien ons die B-waarde is 3, wat beteken my standaardperiode van 360 grade moet ons nou deel met 3 om die nuwe periode te kry, wat dan vir my 120 grade gaan wees. Jy kan nou self hierdie ene gaan skets. Hier is die huiswerk wat jy moet doen. Weereens is daar 'n klompie wat jy asseblief netjies met die hand moet gaan doen. Onthou, jy kan nie 'n liniaal gebruik om hierdie funksies te skets nie. En dan is daar natuurlik ook 'n klompie wat jy met die GeoGebra program kan gaan doen. Sterkte, lekker werk, hou kop!